Goeiemôre dames. Baie welkom hier by vanoggend se geleentheid. Dis vir ons, ek dink in die ring nog al die eerste. En ek wil vanoggend begin om eerstens vir die dames wat betrokke was by die reëlings van vanoggend te dankie sê en ek wil vra dat julle opstaan ook. Ek gaan vra vir Lorna en jou maatjie, jy daarso. As julle twee vir ons sal opstaan en dan Orna en Carly ook asseblief. Ons het verlede jaar het ons besef, baie dankie julle kan maar weer sit, dat daar 'n behoefte is in ons ring om ook deel te neem aan die Wêreldmiddag vir vroue en ons het saamgekom en ons het besluit ons moet regtig waar hierdie jaar 'n poging aanwend om iets te doen. En Oeverkruin, NG Oeverkruin is hierdie jaar die vrouens. Volgende jaar gaan ons weer vir Magalies Kruin kuier en die jaar daarna gaan ons vir Montana kuier en ons hoop om ons ander buurgemeentes ook te betrek. Ek wil ook dankie sê vir Jan wat vir ons die orgelbegeleiding doen, Dani wat vir ons die diens opneem. Die diens gaan môre ook beskikbaar wees op die platform sodat julle dit ook vir ander mense kan deel wat nie vanoggend hier is nie. Orna wat vir ons die skyfies doen en dan vir Carly wat vir ons die diens gaan doen. Ek dink Carly sal 'n bietjie meer inligting gee, maar vir die van julle wat nie weet nie, die tema wat ons hierdie jaar doen is kom van die dames van die Cook Island groep af en van die musiek wat julle nou voor die tyd gehoor het is wat hulle gemaak het. Die see is ook 'n aanduiding van dat hulle 'n see gemeenskap is wat die tema vir ons gekies het en die tafel wat julle daar agter gesien het is 'n uitbeelding van dit wat aandui dat dit 'n eiland nasie is. Daar's die water wat die see voorstel, die blomme wat aandui dat hulle baie lief is vir blomme, die skulpe weer eens wat die see aandui. Die Bybel is ook by Psalm 139 wat die gedeelte is waaruit ons vanoggend ons diens gaan doen. En daar kan ek nie onthou wat is nog daar agter nie. Maar baie welkom hier en ons glo dat elkeen 'n besonderse boodskap gaan kry vandag. En Carly, oor na jou toe, baie dankie. Goeiemôre dames. Mooiste, kosbare, waardevolle vrou. Dit is so lekker om julle almal hier vanoggend te sien en dat ons so saam Wêreldmiddag vir vroue vier. Ek het al vanoggend by Laerskool Magalies Kruin ook dieselfde boodskap gebring na daardie vroue en dis elke keer so 'n hoendervleis oomblik. As ek net dink dat regtig duisende en duisende vroue reg oor die wêreld hierdie dag saam vier. En ek hoop dat dit vir julle net so 'n spesiale gevoel in julle binneste opwek, net met die gedagte dat ons een is en dat ons vrou wees en wie ons is en wie God ons as geskape het, so kosbaar en so spesiaal is. En ja, hier kom die hoendervleis nou al klaar en ek hoop regtig dat ons vandag iets huis toe vat en saam met die vroue in die wêreld saam dink en saam bid. So vandag is die 95ste Wêreldmiddag vir vroue in Suid-Afrika. Kan julle dit glo? So as julle sê dit is omtrent die eerste in ons ring, het ons nou al uitgemis op 'n hele klompie biddae en dit is regtig 'n baie spesiale geleentheid. So ek dink Louise het nou al klaar 'n klomp van die inligting deurgegee, maar hiervoor sal julle sien is daar 7 kersse wat dan 7 kontinente in die wêreld verteenwoordig, waarin daar 7 kontinente en lande is wat saam met ons bid vandag met dieselfde teksgedeelte en met dieselfde boodskap. So ons almal hoor vandag dit wat ons nodig het om te hoor. En die vrouens van die Cook-eilande het 'n baie spesifieke boodskap in gedagte gehad. So elke jaar kry 'n ander land die geleentheid om die liturgie en die boodskap en die teks en alles uit te werk.
En hierdie jaar was dit die vroue van die Cookeilande wat dan in die Stille Oseaan is. En dit is die hoofstad dan van die Cookeilande is Rarotonga. En dit is 'n vulkaniese eiland met 'n bevolking van 10.040 mense. Dis darem maar min, né? En vandag dink daardie klein bevolking aan ons. En hulle bid saam met ons. Hoe spesiaal is dit nie? Nou, hierdie vroue het vandag 'n baie spesiale groet wat ons nou mekaar gaan groet. En dit is 'n Maori frase. So dit is in 'n Maoriese taal. Hulle is daarso naby die in Nieu-Seeland. So daar is 'n klomp eilande so om Nieu-Seeland en hierdie is dan een van die eilande daar. Nou voordat ons mekaar nou saam gaan groet, wil ek net vinnige afkondiging maak. Ons het na die diens koffie en tee en 'n lekker bederf vir die vroue in die saal daar buite. So asseblief moenie verdwyn nie, kuier saam met ons. En ons het 'n dankofferopname, 'n vrywilliglike dankoffer wat dan ook by die deur opgeneem sal word. So aan die einde van die diens. So daar waar jy sit, gaan ons mekaar vanoggend groet met die Maori groet wat dit is soos wanneer ons vir mekaar sê goeiemôre of hallo, maar die betekenis van hierdie baie spesiale groet is eintlik regtig mooi en ons gaan mekaar daarmee groet vanoggend. En hierdie betekenis is dat jy en wat die hulle woord vir hallo sê dat mag jy lank lewe en mag jy goed lewe. Mag jy skyn soos die son en mag jy met die golwe dans. En die woord vir hulle groet is Kia Orana. So vanoggend gaan jy saam op die bord volg. Ek gaan die woorde sê, hierdie groetwoorde. En dan nadat ek dit gesê het, dan groet julle my terug met dieselfde woorde. Kia Orana. Mag jy lank lewe. Mag jy goed leef. Mag jy skyn soos die son. Mag jy met die golwe dans. Liewe susters, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. So vanoggend nooi ek 7 vroue vorentoe wat saam met ons die 7 kontinente gaan verteenwoordig en vir ons die kersse gaan aansteek. Ek het met 'n paar van julle gereël, so julle is baie welkom om dan vorentoe te kom en hierdie saam met ons te doen. Baie dankie, julle kan weer gaan sit. Nou is ons een reg oor die wêreld en ons almal weet ook dat kersse simboliseer die teenwoordigheid van God en dat ons ook glo en vertrou dat God vir elkeen van ons 'n baie spesifieke en spesiale boodskap vandag het en dat die Heilige Gees in elkeen van ons sal werk vandag. Daar waar jy sit, kom ons word rustig. Maak toe jou oë en dan gaan ons saam met die
wêreld en saam met die vroue van die Cookeilande rustig word, asemhaal en saam mediteer. Daar waar jy sit, haal lekker diep asem, voel hoe die lug in en uit jou longe uit beweeg. Blaas stadig die lug uit. Vergeet van alles wat vandag gaan gebeur en wat al gebeur het. Word bewus van hierdie oomblik waar God is. God sê, ek is. God is in hierdie oomblik, hier by ons. Voel hoe stewig is jou voete op die grond. Ontspan jou kuite. Ontspan jou bobene. Ontspan jou maagspiere. Ontspan jou skouers. Jou nek. En jou gesig. Verbeel jou voete is in die seesand. En is daai eiland se potblou see wat voor jou is. En raak bewus van die golwe wat voor jou breek. So seker as wat die golwe van die see styg en daal, vloei ons asem in en uit. Ons word bewus van God, wat die skepper is van alles, van die magtige see, wat dag in en dag uit druis. Ons word bewus dat God vir ons elke asem gee, as 'n geskenk. Elke asemteug word ons bewus van sy gees, wat in ons is en wat hier by ons is. Liefdevolle Vader, dankie vir ons saam wees. Seën ons dag hier waar ons as vroue saam vergader. Here, mag u gees in elkeen van ons werk. Mag ons opnuut ontdek hoe kosbaar en waardevol elkeen van ons is. En dat u ons ken, baie naby ken. En van ons weet en alles van ons af weet, nog voordat ons onsself geken het, soos u ons aan mekaar geweef het, in die skoot van ons moeder. Here, dankie vir die geskenk van lewe. Dankie vir vrou wees. Dankie vir alles wat daarmee saamgaan, ons instinkte, ons natuur, en die manier wat ons na die wêreld kyk en luister. Dankie vir u liefde en u genade. Dankie vir u se hier wees en dat ons kan bewus wees dat u ons nooit alleen los nie. Immanuel, God met ons. Amen. Dames, kom ons sing saam terwyl ons so bly sit. O Heer my God.
Vanoggend se skriflesing kom vanuit Psalm 139 af, ook 'n spesiale teksgedeelte wat die vroue van die Cookeilande vir ons gekies het. En die vers wat hulle uitlig is Psalm 139 vers 14 wat sê, ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. So kom ons lees saam. Orna, sal jy net saam daarso aanskuif? Here, U sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan. U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in die nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis is so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal, as ek hulle sou wou opnoem. Hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Tot sover die skriflesing. Ek het 'n bietjie verder gelees as wat ek opgesit het. So vanoggend se boodskap wil die vroue van die Cookeilande hê dat ons weer opnuut ons waarde en ons kosbaarheid ontdek. En Psalm 139 wys vir ons waarin ons waarde lê. Dit is nie iets wat ons self kan doen of kan kry nie. Dit is inherent deel van ons. God het ons so geskep en ons so spesiaal gemaak. Nou vandag lees ons in Psalm 139 'n ongelooflike paradoks van die lewe. Die paradoks dat ons die menslike verlange het om ten volle geken te word, maar aan die ander kant is ons te bang om regtig ons harte oop te maak om geken te word. Dink maar vir 'n oomblik aan hoe dit is wanneer jy vreemde mense in jou huis innooi. Hoe maak jy in jou huis? Partykeer maak ons sekere kamerdeure toe, sodat ons net nie vir daardie mense hoef te wys hoe lyk die binnewêreld van ons huise nie. Wat is daai hart wat in ons huise leef? Wat steek ons weg vir die wêreld na buitentoe? Want ons is tog net te bang om ons harte en ons lewens regtig oop te maak, dat mense ons regtig kan ken. Want wat as mense daai diep, donker plek in jou hart raak sien? Wat as daardie mense regtig sien wat daar binne-in aangaan, gaan hulle nog van my hou? En ons meet die heeltyd ons waardes van wie ons is aan al hierdie verskillende fasette van ons menswees. Gaan hulle van my hou? Hoe lyk ek? Lyk ek sleg vandag? Gaan die mense my oordeel?
Wie is in my lewe met wie vereenselwig ek myself? Is my waarde daaraan gekoppel? Is die waarde gekoppel aan my bankrekening, my finansies, wat in my huis aangaan, hoe my huis lyk, die mense wat ek ken, my status, my sukses? Julle hoor hoe hard is ons op onsself, nê, as vrouens. Ons sukkel regtig om daardie kamers van ons hart oop te breek, sodat die mense in ons lewens ons regtig kan ken. Maar dit wat ons in Psalm 139 lees, praat 'n bietjie oor iets meer as dit. Nie net die mense in ons lewens wat ons harte voor moet oopmaak nie, maar dat ons bereid is om ons totale wese vir God oop te maak, om 'n nabye, intieme verhouding met God te hê. Want ons waarde lê daarin. God sê vir ons, hy het ons so kosbaar en mooi aan mekaar verweef. En tog maak ons harte toe. Ons maak daai kamerdeure van ons hart se kamers toe. En ons is hart vir hart verborge, bly net uit. Want as ons mense so bietjie en vir God so bietjie op 'n afstand kan hou, dan kan ons hierdie sterk vrouens wees, wat nooit broos hoef te wees nie. Maar ons is so kosbaar aan mekaar verweef, en tog is ons vrou wees so mooi, en tog is ons so kosbaar, en as ons dieper indelf, as ons in daai hartkamers inkom, en ons maak daai deure so waawyd oop, dan sien ons die mooi van wie ons is. En as ons dit kan aanvaar, wie sal ons nie wees nie? Hoe mooi sal ons nie wees, as ons net aanvaar wie ons is nie? Want God aanvaar ons reeds. Ek dink die beste mense wat ek in my eie lewe ken, is die mense wat regtig gemaklik is in hulle eie velle. Dis die beste mense wat ek in my lewe ken. Mense wat nie omgee wat dink die persoon wat langs hulle staan oor hulle nie. Wat net spontaan kan wees. Dit beteken nie jy moet nie jouself wees nie. Nie almal van ons is so spontaan nie. Jy is kosbaar net soos wat jy is. En jy moet dit herontdek. Jy moet besef, jou waarde lê nie in dit wat ander mense van jou sê en hoe ander mense na jou kyk nie. Jou waarde lê in God. God het jou klaar as heilig verklaar. Jy is sy heilige skepping, 'n lopende wonderwerk. Jy is 'n kosbare vrou, gemaak deur die heilige skepper van die hele aarde. En hierdie om geken te word, die Hebreëse woord om geken te word, kenbaar te wees, is die Hebreëse woord yada. Nou yada is 'n baie spesiale woord, wat nie net ken beteken nie, is amper soos ons woord vanoggend met ons groet, wat nie net hallo beteken nie. Die Hebreëse woord yada sê vir ons, om geken te word beteken om vol te wees van elke hoek tot elke kant in verhouding bou. Dit is om al die kamerdeure en al die hartskamers oop te maak. En dit is hoe God ons wil ken. God wil ons elke hoekie en draadjie ken en hy wil hê jy moet jou hart oopmaak vir hom. En jy moet jou waarde in hom vind, sodat die res van dit alles, al die status en alles kan afbreek, sodat ons kan uitkom by die ander mense en by mense wat ons nodig het, sodat ons kan oopmaak, want daar so 'n rykdom in elke mens se wese. En as ons bereid is om ons waarde in God te sien, dan gaan dit vir ons makliker wees om die waarde in ander mense te sien en toe te laat dat daardie ander mens jou lewe kan verryk. Hierdie yada woord is 'n woord wat ons koppe, ons gedagtes, ons harte
ons emosies en ons wil omsluit. God wil ons harte hê, hy wil ons gedagtes hê, en hy wil ons hele wil hê. Dit is soos 'n glasie water, wat, as ons nou hierdie as ons harte moet sien, as ons 'n glasie water in hierdie hartkamers van ons moet ingooi, water deursyfer elke hoekie en elke draadjie, dit is met hierdie yada, volheid, wat God ons hartkamers mee volmaak. So vanoggend wil die Cook-vroue, die Cook-eilandvroue, vir ons vra om weer opreg ons waarde te gaan soek en te vind in God ons Skepper. En dat dit nie iets is wat ons kan kry nie, maar iets wat ons reeds is. Ons is kosbaar geskep, ons is God se kinders. En dan van daaruit, as jy daai waarde weer kan herontdek, en die waarde in jouself weer kan herontdek, onthou ons sluit onsself ook uit ons eie hartkamers uit, dan kan ons weer die waarde in die res van die wêreld raak sien. Dan gaan ons met 'n ander bril, en met 'n ander visie, en met 'n ander uitkyk na die wêreld rondom ons kyk. Ons gaan met 'n glimlag en met 'n vreugde en met dankbaarheid hierdie lewe leef. En dit is 'n besef om te weet, dit wat ons in die lewe kry, 'n geskenk van God is. Ons is geseënd. So vanuit ons geseëndheid kan ons dan 'n lewe van dankbaarheid leef. En vir diegene wat stilgemaak of gemarginaliseerd is hierdie boodskap revolusionêr. Want jou stem maak nie saak omdat die samelewing jou toestemming gee om te praat nie, maar omdat die een wat jou gevorm het, vreugde vind in jou unieke uitdrukking. Jou ervarings, wie jy is geldig. Nie omdat hulle by heersende verhale inpas nie, maar omdat hulle die heilige verhaal van jou wordinge uitmaak. En ons moet onthou, niemand van ons is perfek nie. Maar ons is perfek geskape in ons imperfeksies. Ons gaan foute maak, ons gaan nie elke dag die perfekte Christene wees nie, ons gaan nie elke dag die perfekte gelowiges wees nie, ons gaan nie elke dag dit reg kry om my hartkamers oop te maak nie. Maar tog is jy nog steeds uniek en perfek geskape in jou foute. En is jy nie vasgegiet of gekategoriseer of geetiketeer en vasgehou in dit wat die wêreld in ons amper in 'n mold insit nie. Ek weet nou nie wat se Afrikaans nie. Ons is nie vasgevang in hierdie etikette nie. So wat doen ons anders van hier af? Ons moet bietjie daai hartkamer oopmaak. Ons moet ons waarde herontdek. Ek dink as vrouens het ons ook nodig om anders na mekaar te kyk. As ons waarde in God herken, as ons besef wie ons is, dan moet ons bietjie anders na ander vroue kyk. As 'n vrou jou in die oë kyk, groet haar. Sê vir haar hoe kosbaar sy is. Sê vir haar hoe mooi sy is. Wys vir haar die positiewe kwaliteite in haar uit. Want God sien dit raak. God het haar geskep. Ruim genoeg tyd in om stil te word en broos te word voor God. En eerlike selfherkenning. Herken jouself met daai volheid, met die yada, om beide die lig en die skade weer binne ons te erken. Die psalmdigter vra nie om selektief geken te word nie, maar omvattend. Toets my en ken my gedagtes, sê die Here. En dan maak jouself oop om kwesbaar te wees rondom die mense rondom jou. Om te waag, om deur ander geken te word, nie heeltemal op een slag nie, maar geleidelik verhoudings te bou, 'n pad saam met mekaar te stap, sodat mens stelselmatig die deure een vir een in jou kamer, in jou hart se kamers oop te maak.
En dan moet ons deernisvol kennis hê, om aan ander dieselfde aandagtige, nie veroordelende teenwoordigheid te bied, wat ons in goddelike ontmoeting ervaar nie. Ons moet nie veroordelend optree nie. So mag jy vandag die moed hê om gesien te word, soos wat God jou sien. Mag jy jou inherente waarde erken as een wat perfek in jou imperfeksie wonderbaarlik gemaak is. En mag hierdie erkenning jou bemagtig om ruimtes te skep waar ander ook uit hul skuilplekke kan tree in die genesende lig van waarlik geken wees, in die volheid van Yada. Amen. Daar waar jy sit, maak weer jou hande oop. Dit is 'n sielkundige gebaar om ons hande oop te maak. As jy jou hande oop maak, beteken dit jy's oop om te ontvang dit wat na jou toe kom. So God seën ons, en as jy jou hande oop maak, dan ontvang jy daardie seën. So maak na jou oë toe en maak jou hande oop. Verbeel jou, Jesus staan vandag voor jou. Hy kyk jou in jou oë en seën jou. Geseënd is elke vrou, maak nie saak hoeveel foute sy het nie, want sy is imperfek, perfek geskape, verklaar ons God. Geseënd is jy wat wonder of jy goed genoeg is, want Jesus wil jou gebruik in sy koninkryk. Geseënd is elke hardkoppige, ek doen dit myself mens, want die Gees werk elke dag aan jou geduld en sal jou nooit los nie. Geseënd is jy wat opstaan en aangaan ten spyte van al jou uitdagings, want jy is kosbaar en wonderbaarlik geskep. Geseënd is jou persoonlikheid, al is dit vir ander mense nie die ideaal nie, want God het jou presies gemaak wie jy moet wees. Geseënd is die wat huil, wat verlies beleef, wat sukkel, wat siekte beleef. Jy is 'n kind van God en jy word styf vasgehou. Glo dit met jou hele hart. Geseënd is die wat val en weer opstaan, want jou krag word deur ander gesien en waardeer. Geseënd is die wat glo in die dag van môre, want hulle ken die hoop wat geloof inhou. Geseënd is die imperfektes, die swart skape, want ons almal maak foute, en Jesus roep jou elke keer harder en nader aan hom, want jy is syne. Geseënd is jy, kosbare, mooi vrou, want jy sal vir ewig jou unieke voetspore op hierdie aarde afdruk en agterlos. Liefdevolle God van genesing, herstel ons tot welstand, genees ons van fisiese siektes soos kanker, diabetes en hartsiektes. Verlos ons van geestesgesondheidsprobleme en genees ons emosionele wonde. Beskerm ons teen die selfsugtigheid en hebsug wat ons geestelike welstand bedreig. Here, hoor die wie in nood is en help hulle. Dankie, liewe Vader, dat U ons aanvaar, net soos ons is, dat U vrou wees so uniek, sterk, broos, natuurpragt geskep het. Ons is dankbaar dat U altyd by ons is. Gebruik ons, want ons wil U volg en glo ons is geseënd, net soos ons is en in alles wat ons is. Mag ons uit ons geseëndheid leef. Dankie vir U liefde en U genade. Amen.
Kom ons sing saam as slotlied Onse Vader, wat ek dink 'n kosbare afsluiting is, wat ook gekies is deur die Koekvroue. Okay, dames, mag die Here julle seën en julle beskerm en julle genadig wees en tot julle redding verskyn. Mag die Here vir julle vrede gee en julle gebede verhoor. Amen. Okay, ons gaan nou saam lekker kuier en ek hoop julle het opgelet al die elemente wat so spesiaal vanoggend aan mekaar gesit is. Daar's spesifiek die hibiscusblomme wat ook bekend is op die Cookeilande. En natuurlik gaan kyk bietjie na die tafel wat daar uitgestal is en baie dankie dat julle met soveel entoesiasme en liefde vandag kom bywoon het met die blommekranse en almal lyk regtig so pragtig en so mooi. So regtig dankie vir julle saamwees en dankie vir almal met die moeite wat julle gedoen het om vandag moontlik te maak. Lorna, julle almal en Orna, hulle wat regtig baie moeite gedoen het. Baie dankie en Jan vir jou orgelspel ook. Geniet die dag.